Goeiedag vriende op die môre, baie welkom en mag jy ook so saam met ons in hierdie seisoen die vrede en die toenadering en die absolute omarming van die Here se teenwoordigheid tasbaar beleef. Ons sluit so hierdie week af as ons in Trera terugkyk na hierdie afskeidsgesprekke wat Jesus het met sy disippels daar in Johannes 14. En dan het ons het 'n klomp kere in hierdie tyd wat verby is, het ons heelwat nogals by hierdie gedagte stil gestaan. En ek wil sommer net weer daarna kyk, maar in die lig van die wete dat ons in die vyfde week is van Pasen, na die opstanding van Christus. En hoe kyk mens deur die lens van die opstanding na hierdie afskeidsgebeure? Hoe maak dit vir ons weer 'n nuwe wêreld oop? Of hoekom maak dit soveel meer duideliker? As 'n mens hartseer nuus kry van 'n geliefde wat jy voor totsiens moet sê of gesê het of besig is om totsiens te sê, en ons leef steeds in hierdie tyd, wat help ons? Wat dra ons? En ek dink, dis hierdie belofte dat hy vir ons die voorspraak sal stuur, die Parakletos. En dat daardie trooster vir ons in vers 25 hoor ons, dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En dan haak hy amper hierdie aan gister se woorde in die begin, laat julle harte nie ontsteld wees nie, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie. Julle moenie bang wees nie. Hoe wonderlik om hierdie woorde in 'n angsbelaaide omstandighede te hoor, maar deur die lens van dat Christus die belofte en die voorspelling het wel in vervulling gekom, die feit dat hy ook opgestaan het. Dis dan dat hierdie vers 18, vers 17, as hy sê, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Hy sal by julle bly en in julle wees, en ek onthou ons het so baie daaroor gepraat. En dan in vers 20, daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. En dit vul mens met 'n vrede wat nie van die wêreld afkom nie, want God self sê, so sal ek by julle wees. Hoe wonderlik, wanneer hy afskeid neem, en die hoëpriesterlike gebed bid in Johannes 17, en dan uiteindelik in hoofstuk 18 word hy gevange geneem, en dan van daar af hierdie verhaal bereik hy sy hoogtepunt. Maar hierdie opbou, hierdie Johannes 13 tot 17 wat afspeel in een aand, en wat spanningsbelaaid is, gevul met vrees en angstigheid. Het lyk tog so anders as ons dit in die treespeeltjie terugkyk. Ons het nou die opstanding gevier, en dan word hierdie woorde, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Dis asof dit absoluut vervolmaak, dat mens werklik daai vrede kan beleef, ten spyte van 'n ou se swaar en se moeilike omstandighede. Mag jy die Here beleef, en mag hy vir jou ook seën in hierdie tyd. Here, baie dankie vir die vrede wat ons ontvang, dankie dat ons met die belofte kan leef, dat U by ons is en in ons sal bly. Amen.
Geniet die res van jou naweek, ons gesels weer.